Here, dankie dat ons kan deelneem aan u groot storie. In die begin het God. Here, dankie dat ons kan deelneem aan 'n storie waar u begin het. Nie waar ons begin het, maar waar u begin. Waar u dit alles mekaar gesit en aan mekaar gegeef het. Ek eer u vanmôre. Heilige Gees, ons het u so lief. Jesus, ons het u so lief. So groot waardeer. Vader, ons het u absoluut so lief. Dankie vir wie u is. Dankie dat u self met ons kom deel. Dankie dat ons kan weet, Here, hier kom werk. Ons eer en ons loof. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek vind my sommer net so aan die begin om ook net baie dankie te sê vir julle span, vir almal wat hierdie naweek so lekker gemaak het, die Lies, Derek en almal. Dit is regtig, dit is so lekker om saam met julle te wees. So as ek vir jou sê, die Smaarse gemeente in die tydroete, dan bedoel ek dit regtig by hart uit. Leef dit, hou aan om dit te leef, hou aan om dit te wees, ook hier. So baie dankie vir elkeen van julle, en dan wil ek spesiaal so net vir my Smaar ook baie dankie sê. Julle het nou al gehoor, ons praat baie van Smaar, die van julle wat nou nie weet nie, sy naam is eintlik Enrico, hy is nie Smaar nie, hoor, so jy nie van Smaar nie. Ja, ek is getrouwd met Enrico se sussie, so ek het daarom sy toestemming ook, en is wonderlik om so met my skoonma en skoonpa ook hier so te hê vanoggend, my gewaste ouers, dis lekker om hulle ook vanoggend net saam met ons te kan hê, en hulle bly ook hier in Plettenbergbaai, en ja, het is lekker om hulle hier te sien, dis special. So, ek wil vanoggend vir jou vertel, ek was nou, so 'n paar weke terug het ons gaan rugby kyk van ons seentjie daar in Pietersburg. En terwyl ons daar was, toe besluit ons gaan aan die Pleithou toe nou. Pleit het ook 'n baie lekker Pleithou hierso. En blykbaar is dit die plek om heen te gaan en daar is ons ook so lekker, wat is daai, wat ons so speel? Paddle. Dan sê ek wou sien, ken iemand paddle, daarom mens, ons een persoon wat nou sê paddle, nee. Maar hierdie lekker paddelbane, en ek onthou, ek het betaal, en my vrou, en vriendin wat saam met ons ook was, die kinders het 'n bietjie gespeel daarso, hulle koop toe nou iets anders, en ek trap toe nou by die trappie af, en die volgende trappie is eintlik plaveisel, my volgende trappie, wat nou deel is van die plaveisel, het nie, daar is niks op die randjie wat vir jou sê, daar is 'n trappie. En net agter my vrou, staan er nog 'n man, so lekker lang man, so lang soos jy, wat staan agter hulle, en hy wil ook graag koop. En terwyl ek toe nou vorentoe tree, sien ek nou nie hierdie plaveisel trappie nie, en ek kyk toe nou in daai tyd, kyk ek nog vir die ou langs aan my, en ek groet hom. En nou jy moet weet, hoe was hierdie groet gewees? Dit is 'n goeiemôre. En toe val ek by die trappie af, en ek val aan 'n 4 voet in my foon in my hand, en ek kyk na hierdie nice paddle court, waar die ouens so lekker speel, en ek val, en my eerste reaksie, terwyl ek so is jy probeer nou uitfigure, wie het jou almal raak gesien? Wie het jou almal raak gesien? Jou grootste gebed, wanneer so embarrassing oomblik weer gebeur, is eintlik, jy wil nie graag hê mense moet jou raak sien, né? Jy wens eintlik dat niemand jou raak sien nie. Baie jare gelede, ek is jong jeugpastoor in Witbank, het ek bedien by AGS gemeente, dit is nou baie jare terug, en ek onthou een aand het ons by Cappuccino's, daar gaan koffie drink as young adults na 'n kerkdiens, dit was nog die era van my pointy shoes,
Jy weet daai lekker mooi pointy kerkskoene en ek het so Ford Fiestaatjie gery, so ek wil net sê, ek is ook nou by Toyota, maar ek was ook by Ford gewees en ek het 'n Ford Fiesta en dis ook hoekom ek daar is, want toe aan die einde van die aand toe ek huis toe ry en ek stop by die robot net so op die draai van die kerk, toe gaan staan ek sonder petrol. En toe ek sonder petrol gaan staan, toe besluit ek, okay, dis dalk nou tyd vir my om nou te kyk, want dis maar Witbank, so ja, ek hoef nie veel meer te sê oor Witbank nie, maar dit is nogal 'n gevaarlike area, dis 10 uur in die aand en ek besluit, okay, dis net ek alleen in die kar, ek dink wat ek moet doen is, ek moet dalk net die kar uit die pad uit stoot, en ek het uitgeklim, uit my Fiestaatjie uit, en ek het toe nou die venster oopgedraai, en ek het die deur toegemaak, en ek het hom net oor die pad, net by die robot, net oor die pad gestoot, want die kerk is net op die draai, dat hy net oor die pad uit kan kom, en ek onthou so goed, ek was so trots op myself, en toe ek hom begin stoot, kom ek agter my die kar stoot eintlik baie lekker. Hy stoot eintlik gemaklik, maar wat ek nie meer tred gehou, is dat toe ek so aan die ander kant van die pad kom, toe het hierdie kar nog 'n bietjie momentum opgetel. Dis nou meer van 'n afdraande. So die volgende oomblik hardloop ek 9:30 op 'n Sondag aand agter my Ford Fiesta aan in Witbank se straat. En my grootste gebed met my pointy shoes, my grootste gebed is, Here, laat niemand van die kerk nou verby my ry. Ek het letterlik nog so 2 vingers op die stuurwiel gehad en ek het hom probeer stop in die sypaadjie en gelukkig reg langs die kerk het hy op die sypaadjie geklim en hy het een van die bome getref, gelukkig. Ek moet sê, gelukkig, dit was die eerste keer in my lewe dat ek asemhaal wanneer 'n kar 'n boom tref, want ek weet nie waar hy sou geëindig het daai dag nie. Maar my grootste gebed was op daai stadium dat niemand dit moet raak sien nie. En die rede hoekom ek vanoggend daar begin, want ek dink dis ons almal se ding, is daai oomblik van skaamte of daai oomblik van waar dit vir my en jou waar ons ego so 'n bietjie aangeraak word. Waar jou ego net bietjie in die pad is. En ek dink is ons almal se probleem. Ek dink ons almal sit met hierdie ding dat jy wil eintlik, een van ons grootste goed is, jy wil jou eie ego probeer verdedig. Ons het eintlik begeerte om ons eie ego te verdedig en seker te maak dat jou ego daarom net in plek bly. Maar ek dink tog dat die grootste ding waarvoor Jesus gesterf het, as ek nou vir jou in so taal moet sê, dan wil ek vir jou sê, die grootste ding waarvoor Jesus gesterf het, het hy eintlik gesterf om ons van onsself te kom red. Hy het ons eintlik van ons ego kom red. Hy het ons eintlik kom red van die deel van ons wat so probeer om te keer en te beskerm. Ek gaan vanoggend met jou, as ons so afsluit met die Heilige Gees, wil ek jou so vat na die begin van die Bybel toe, want daar reg in die begin sien jy dit actually raak dat toe die mens val in sonde en hulle een van daardie boom was hulle eerste reaksie. Die Bybel sê inteendeel die mens was naak en hulle was nie skaam nie. En toe eet hulle van die vrug en toe so skielik 'n skaamte en die eerste ding wat hulle probeer doen is hulle probeer hulle ego verdedig. Hulle probeer vir hulle self klere maak, hulle probeer vir hulle self bedek en net iets van hulle ego probeer hulle verdedig. En ek dink daar's iets vir my en jou daarin om te besef dat daar's 'n groot deel van my en jou wat dit doen is, eerstens wil ek my ego net in plek hou. Maar die gevaar daarvan is natuurlik dat wanneer ek en jy probeer om ons ego te verdedig of te probeer om net okay te lyk en so, is dat alhoewel ons dink ons beskerm onsself, stoot jy eintlik mense van jou weg. En stoot jy eintlik in 'n groot mate selfs God van jou weg. En kan niemand later met jou verhouding hê, want jy is so besig om jouself te beskerm en jouself te verdedig en jou ego net so mooi in plek te hou. En ek dink, dis juist wat gebeur, so jy sien dit baie duidelik, so net in die Genesis storie, sien jy, dat die mense het vir hulle self klere gemaak, maar dan die ander ding wat gebeur is, daar is hierdie skaamte, en jy skryf vir jouself stories van skaamte, né? Jy skryf vir jouself, baie mense het al vir my gesê, as hulle in die kerk instap en sê, ja, ek wil nie na die kerk toe gaan nie, want pastoor, ek wil gewoon ingestap het. Jy moet sien hoe die mense my vuil het gekyk. Jy moet sien, die mense judge my nie keer. Dan sê ek vir hulle, hoe rarig, jy moet vir my sê, wie het vir jou gesê, dat jy sleg is? Sê, nee pastoor, niemand het vir my eintlik iets gesê nie.
Dan sê ek, want jy moet vir my sê, as iemand vir jou iets gesê het, ek sal hom eers gaan konfronteer. Sê hulle, nee, sorry pastoor, ek bedoel maar nie, jy weet, niemand het eintlik iets gesê nie, maar daar was iets wat gebeur met my en jou, is ons probeer, en ons skryf vir onsself stories van skaamte baie keer, selfs in die kerk, want niemand het niks gesê nie, maar jy voel asof almal jou judge. Jy voel asof almal jou aankyk. En ek dink partykeer is dit so in ons stap saam met die Here en selfs in ons kerk en wanneer ons saam is, as Henrique toe vir jou sê, come on Here, ek love het hoe hy dit uitsê, like in diep stem, sê hy, come on, kerk. Jy weet, om net die Here te aanbid, jy weet, in daai oomblik, dan dink jy dalk in die ou langs van jou, en jy dink, hulle dink, ek is seker dom, as ek met my hand in die lig steek, of wat ook al. Maar op die ander van die dag is daar hierdie stuk skaamte, wat ek en jy probeer, en ons skryf vir onsself ons eie stuk skaamte. Die ander ding wat gebeur is ons blameer, ons begin die blame te sit iewers anders. Maar eintlik wil die Here my en jou kom vrymaak van hierdie ego, want eintlik wil hy hê dat ek en jy moet ontslae raak van ons ego, sodat ons uit kan kom by hierdie plek, by jou ware identiteit in Jesus. Want jou ware identiteit kan jy nooit ontdek, as jy besig is om jou ego te verdedig. Jy kan nooit jou ware identiteit ontdek, as jy besig is om jou ego te verdedig. En dis wat jy vind by almal van ons, is dat God wil eintlik hê dat ek en jy by die plek sal uitkom ons ontslae raak van ons ego. Die beste ding wat jy kan doen vir jouself, as dit kom by jou skaam oomblikke of embarrassing oomblikke, is om actually vir jouself te lag. Ek dink, ek kry dit nie eens altyd reg nie. Ek dink, selfs my familie wat hier is, kan sê, ek is 'n persoon wat baie keer baie in my kop is. Ek wil hier goeders met reg uitwerk. Ek wil nie by die oomblik kom wat my voet vashak. Jy weet, dit moet nie gebeur nie. Toe daar in 4 voet sit, is it's not supposed to happen. Weet, maar, op die ouene van die dag, dink ek, dat partykeer is dit so verdediging, dat jy, en dan kom nie altyd uit by dit, wat God wil hê nie. En ek wil vanoggend, juist met jou daaroor praat, want ek dink wanneer jy in hierdie verhouding kom met die Here, en wanneer jy van die begin af agterkom wie hy is, en hoe hy werk, en hoe hy in deur my en jou werk, dan kom jy eintlik agter dat hy 'n baie groter prent het, en dat hy eintlik baie meer dinamies is as wat ons dink. Oor die naweek het ons gisteraand onder andere gepraat oor spreuke in tale, en ons het gebid vir 'n paar mense, en ek weet ons het 'n hele paar wat beleef het, maar ek wil vanoggend vir jou sê, in my stap saam met die Here in die kerk, het ek agtergekom, dat ons moet ook nie net eendimensioneel dink oor God, en oor sy grootheid, en oor sy heerlikheid nie. Ons moet nie net dink in terme van dit nie, dis hoekom ek vanoggend hier wil afsluit, want ek wil nie hê, jy moet nou net stil staan by die plek, waar jy nou sê, hoorie, ek het iets beleef van die spreuke en tale, ja, dis vir ons almal, maar ek wil vir jou sê, daai is eintlik maar net jou language, dis eintlik maar net iets wat jou connect in die gees met God en wat jy kan gebruik, maar dis maar net die taal, dis nog nie eens deel van die groot journey wat God met my en jou wil hê nie, want hy wil 'n baie groter journey met my en jou. En ek het deur die jare vir myself sê, Here, asseblief help my, dat ek nooit 'n kerk sal lei, wat ons net eendimensioneel doen, of net op een manier nie, jy weet, en klinkste dit ons net op een manier. En die ding is, die gevaar is, die oomblik as iets werk, dan wil jy terug gaan om toe. Dink goed mooi daaroor, die oomblik as iets werk, wil jy terug gaan om toe. Elise, baie dankie vir jou liedjie vanoggend, dalk sit ek jou nou so 'n bietjie op die spot, want sy het gesê, sy gaan die liedjie speel, staan maar 'n bietjie nader, né? Want hulle doen dit op kampe. En Derek het vir jou verduidelik dat die mense like nogal, jy weet, om op die kampe rug te krap. Want wil vir jou sê, niemand het vanoggend die so rug gekrap nie. Ons het gedink het gaan werk het nou nie. Ja, dit werk nie altyd so nie. Ek dink manne, as ek nou by daai mannekamp is, dat ek nou heel moeilik maar so gekrap, jy weet, vergeet van die ou langs aan my. Maar ons wil partykeer teruggaan na die vorm toe. Ek het nie algies groot geword, so ek weet, die oomblik as die vorm vir ons werk, dan ons wil teruggaan sien toe. Op 'n stadium, ek het julle gisteraand vertel van die pastoor, en wie ek was, wat polio gehad het, en hy het so opgebouwde skoen gehad, vir die van julle wat weet nie, hy het so opgebouwde skoen gehad, en ek onthou, ek was omtrent 16, op daai stadium waar 'n pastoor kom bid het, by genesingsdienste daar by ons kom hou het, en ek was daar, ek was in die voorste rij, ek was daar by hom,
toe hierdie pastoor sy bene vat, ons pastoor sy bene vat en hy bid vir hom, en jy sien so opgeboude skoen, jy sien so voet terug groei, dat hy die volgende aand toe hy by die diens opdaag, toe hy nie die regte skoene nie, toe hy die skoene wat hy kan aantrek. Nou, dis wonderlik, maar kan ek vir julle sê wat het toe ongelukkig gebeur in ons kerk? Daarna het almal op stoele laat sit. Sê gou vir my, hoe gaan dit met jou? En dan, Afshan, wat is jou probleem? Jy het verkoue, kom sit op die stoel, ons het nie gekyk of jou bene ewe lang is. Skielik het ons 'n vorm van hierdie ding begin maak. Of jy verkoue het, en of jy sukkel in jou huwelik, as jy sukkel in jou huwelik, kom sit, want ons moet jou bene net gecheck op jou bene uit. Ons moet so versigtig wees, dat ons die vorms begin maak van goed, want die God wat ons dien, wil my en jou red van ons ego, en hy wil ons fight op hierdie reis, die ongelooflike reis, saam met hom, en jy sien het, deur die skrif, ons sy gees so in en deur my en jou, wil kom werk. Ek hou so van Genesis is vir my, daai eerste paar verse is so mooi vers, 1 sê God in die hemel en die aarde gemaak, maar die tweede vers sê dit so, en hy sê die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Sê die gees van God het gesweef op die waters. Sê die gees van God was daar, selfs in die woes en in die leeg, in daai oomblikke. En ek dink, daar's iets daarvan Genesis wat so net vir my amazing is net in daai oomblik, en ek gaan net vir 'n oomblik by daai versie stil. Inteendeel, voordat ek jou by daai versie stil, as ek nog iets kan sê vir jou ego, is dit juist dit, as ons regtig dink aan ons samelewing, as ons regtig dink aan wat rondom ons gebeur, een van die goed wat baie keer gebeur is alkohol. Wanneer mense alkohol drink, is een van die groot goed wat jy eintlik doen, is jy soek 'n cheat code om weg te kom van jou eie ego. Dis wat jy doen. Jy soek 'n cheat code om terug te gaan in Genesis toe of na 'n plek toe, waar jy nie skaam is omdat jy naam is nie, waar jy nie skaam is oor jou ego nie, waar jy daai connection het met God. Dis eintlik wat jy soek wanneer jy alcohol gebruik, is jy verloor eintlik al daai pretense. En as ek dink aan wat in ons wêreld gebeur, dan kan jy sien soveel mense wat verslaaf is aan alcohol, wat alcohol so gereeld gebruik, dan dink ek, eintlik is jou begeerte, jou hinkering, is jy wil ontslae raak van hierdie ego, jy wil uitkom by 'n plek waar jy totaal en al kan vry wees. Dis eintlik maar wat gebeur, en dis hoekom, miskien moet ek dalk eers vir jou hierdie versie, maar Paulus kom en hy kom sê in Efesiërs 5:18, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, moenie dronk word met wyn nie, maar word met die gees van God vervul. Ek dink wat hy wil doen, is hy wil vir my en jou kom sê, want wanneer God se gees kom en hy begin werk, dan is dit juist so dat ek en jy verloor ons ego. Ons begin fokus op iets wat groter en greater en wonderliker is as ons, en dis kom ons aanmoedig, en ek dink dis volgens my theologie, Gary 1:01, ek dink dis kom Paulus gesê, met die dronk word van wyn nie, want dit is die cheat code, om ontslae te raak van jou ego. Maar mag die Here ons ontslaan van ons ego. Sê, die aarde was woes en leeg. En ek dink baie keer vir my en vir jou is dit so, dat die aarde is baie keer woes en leeg, jou situasie is woes en leeg. Dit waar jy jouself bevind, en eintlik meeste van die tyd, is ons so, ons ego, en ons almal sit allemaal. Kijk, ek wil vandag vir jou sê, ek dink, partykeer selfs met myself, moenie net na my kyk en denk, hierdie ouwe het it all together, okay? Hulle sê, party mense moet maar net smart aantrek, jy is nie richtig so smart, so dis ek my vrou maak seker dat ek smart aantrek, okay? Maar ons het nie alles all together, ons allemaal sikkel partykeer in die dans met ons ego, en die goed wat gebeur, ek het nie dit altyd all together nie, en ek weet, dat het heel moeilik vir jou is, dat jy dit ook nie altyd all together. Ons het nie altyd die antwoord nie. Ons is ook maar net so onseker, ons voel ook maar net so woes en leeg en deur mekaar. En die aarde was ook so. Jy sien het selfs vir die profete, en kan jy sien, hulle allemaal kom by hierdie plekke waar dit droog is, en dor is, en in ballingskap, en dit maak nie sin nie, want God het 'n belofte gegee, en nou werk dit nie so uit nie, en dis hierdie chaos, oomblik, en ek wil vir jou sê, ek het gisteravond groot deel van my getuienis vertel, maar
Maar dis wat ek beleef het, toe ek in stand 8 was, waar ek by hierdie plek gekom het, waar ek net atheïs was vir oomlik, want ek het net, dit was woes en leeg, en niks het sin gemaak, ek is lou, ek is nie in my enige van die crowds nie, ek weet nie waar ek myself bevind en maak dit enigste sin, en ek dank die Here vir hierdie punt. Een van die teoloë noem dit jou nulpunt oomblik. Dis 'n punt waar daar is net niks. Jy weet nie eers waar om te beweeg of wat om te doen nie. Ek dink ons kom baie keer by daai punt, by daai plek waar dit net vir my en jou so woes en leeg is. Jy sien dit in Jesegiel, jy sien dit in Jeremia, jy sien dit met Jesaja, jy sien dit met soveel skrywers in die Ou Testament, waar hulle by hierdie zero punt kom. Plek waar jy net het kloon. En tog, jy 'n fantastiese naweek gehad, op môreoggend dan stap jy weer in en jy begin te wonder, wat ek besluit met ek maak, wat ek doen. Maar as juist dan, wanneer God kom, en waar hy my en jou vat in hierdie plek in, waar hy iets wonderliks kan doen. En ons 2 woorde, ek dink in hierdie vers, want ek amper vir jou wil sê, ek is nie groot op die Grieks en Hebreëus nie, maar hoe vir jou sê, die Grieks en Hebreëus het partykeer 'n rykheid aan iets, wat ons taal nie regtig kan beskryf nie. En een van die woorde, as jy lees in die vers, dan sê hy, en die Gees van die Here het oor die water gesweef. In die Engels gebruik jy hierdie woord hovering over. Hovering over. En dis 'n woord, die Hebreëse woord is rakaf. Sê jy rakaf? Sê rakaf? Ok, ek het onseker gesê, so ja, jy gaan dit ook onseker sê, maar hy sê hovering over. Is dat die Gees van God het so beweeg oor die leegte, oor die droogheid, oor die onsekerheid, oor daar is nie 'n toekoms nie, daar is nie iets wat ek kan sien nie, en die Gees van God het daaroor gehover. Baie van die teoloë skryf en hulle sê, dit is soos waar die Bybel praat van, dit is soos 'n arend wat hover oor sy nes, wat seker maak dat hy is daar, en hy is oralster daar, sy besig om te hover. En weet jy wat, die Gees van God kom doen dit so, en rakaf is juist hierdie woord wat vir my en jou sê, dat hy hover oor ons nulpunt, hy hover oor ons oomblikke van gebrokenheid. Dat is daar tweede woord wat my opval, en 'n amazing woord, is, want hy sê hierdie woorde, hy sê, and the Spirit of God hovered over, jy al daai vers gelees? In Engels sê hy, the face of the waters. The face of the waters. Is hier. Is hier naby. Dis nie dat die Gees daar buite gaan, hy hover hier by jou. Hy weet vanoggend presies. Hy het saam met jou opgestaan, hy het saam met jou hiernatoe gekom, hy het saam met jou beweeg tot by hierdie plek. En hy hover in jou. Die woord wat hier gebruik word is 'n woord met die naam van Panaim. Panaim, P-A-N-I-A-M. Panaim. En Panaim beteken, hierdie is so mooi, hy sê dit is op die surface. Dis so letterlik beteken op die surface, maar dit is ook voor en selfs na die oomblik. Dit is so, hy is in die present, maar hy is ook in the front. Hy is daar, hy is rondom jou, hy is orals om jou, hy is daar die hele tyd, hy is besig om te werk, hy is so naby aan jou. Ek wil vir jou sê, God se Gees en beweging in my en jou lewe is nader aan jou, dat sou jy jou hand uitsteek om te probeer om aan hom te vat, gaan jy hom misvat. En hy is by jou. Hy is so naby aan jou. Ek hou so van hoe A.W. Tozer het die volgende gesê, juist oor hierdie woord oor Panaim. Hy sê, God is above, but he is not pushed up. He is beneath, but he is not pressed down. He is outside, but he is not excluded. He is inside, but he is not confined.
Sê jy, is jammer. Jammer. Beleef môre so vir jou, terwyl ons so met jou praat, beleef ek daai prentjies met al die dots. En ek beleef so dat die Here in hierdie tyd vir jou wil kom sê, collect the dots to connect the dots. Collect the dots. Ek weet, julle is in 'n nuwerige seisoen, maar ek beleef so dat die Here vir jou wil sê, daar's nuwe dots wat ek vir jou wil gee, daar's nou nuwe connecties en nuwe goed wat ek wil gee, en dit gaan dalk nie nou sin maak, jy gaan voel, jy connect hier, en jy kry 'n dot hier, en jy kry inligting hier, en jy kry inligting so oor, en dit maak al nie sin nie, maar ek voel so die Here sê, you're in a season where you are just collecting the dots, but don't worry, ek gaan vir jou kom wys how to connect the dots. En daai connecting the dots gaan kom, want die Here sê, just be faithful, moenie nou die dots kom drop en sê, ag Here, ek is nou nie seker oor hierdie en ons nie. Maak dit alles by mekaar. Ek sien hoe jy dit amper soos op 'n rak kom sit. Al die dots, al die connections, wat die Here doen, sit dit op die rak, die Here sê op die regte oomblik, gaan ek daai dots vir jou op mekaar kom sit. Ek gaan hom kom weef. En ek beleef so daai hovering van sy gees, wat sê, ek is in dit, ek is saam met jou, ek is hier, jy gaan my partykeer voel, en partykeer nie, I'm inside, but I'm not confined, ek word nie vastgevang nie, maar dis wie ek is. En mag dit sommer net vir julle as gesin ook net so wees, vir julle as gesin. Beleef dat die Here regtig vanoggend vir jou iets wil kom sê van, hy is baie groter as dit. Weet jy hoeveel die Here jou bekragtig? Weet jy hoeveel die Here jou bekragtig? En dis wat ek sê, ons kan nie net eendimensioneel aan hom dink nie, ons kan nie net op een manier aan hom dink nie, ons moet groter aan hom dink. Ons moet dink aan waar hy my en jou weggekry van ons ego af, sodat ons ten volle kan wees wie hy ons wil hê om te wees. Sien, baie keer maak die ego my partykeer hier vassit. In plaas van om te sê, wat wil jy? Nog verder. Ek wil vir jou sê, dat is 'n groot dimensie. Dat is 'n groot dimensie van dit wat God wil kom doen. En ek dink, dis juist sy gees wat so beweeg tussen my en jou, wat juist so belangrik is. Die ou antieke vaders te woord gehad, wat hulle gebruik het, wat hulle hierdie woord het verwoord. Dit was hulle manier om te verwoord, dat daar is 'n dans, en julle het al gehoor, en 3 keer al gepraat van dansbelering, maar daar is 'n dans tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daar is hierdie woord waarna hulle probeer verwoord om te sê, daar is 'n konstante beweging en 'n trust en 'n verhouding van liefde en oorgawe en diepte tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is hierdie groot dans en hy nooi my en jou uit in hierdie dans. Hy nooi ons uit om deel te kan neem. Van die ouens praat so daaroor, hulle sê dat 'n groot deel van hierdie dans is om in die ronde te draai. Is om regtig in die ronde te kan draai. Weet jy wat gebeur as jy in die ronde draai? Jy verloor iets van jou ego. Jy verloor iets van daai bewustheid van dis ek, jy raak verlore in wie hy is. Nou asseblief, jy het nog gehoor wat ek gesê van die voete, nou nie van volgende week af die hele tyd in die ronde draai in die kerk. Okay. Dis nie wat ek sê. Wat ek vir jou wil sê is, ons iets van die dansbeweging van God in ons lewens. So, ek het gisteraan so afgesluit en vir julle vertel, of ek het vir julle vertel wat met my gebeur het, ek het by daai nulpunt gekom, en ek het op 17 weer 'n commitment aan die Here gemaak, en toe het ek een oggend net die skrifte gelees oor die doop in die Heilige Gees, en hoe die Heilige Gees in my lewe werk, en hoe hy moet werk, en daai oggend 4 uur op Sondagoggend, ek sal nooit vergeet nie, 5 uur daai oggend, het dit so gebeur dat hy my gevul het met sy Gees, en ek het spreuke in tale beleef, en ek is van daar af kerk toe, ons het so 'n klein groepie gehad van 'n klompie tieners, en ek het vir hulle gesê, ouens, ek wil vir julle vertel wat vanoggend gebeur het, en ek het vir hulle die hande opgelê, want die Bybel sê dis wat gebeur, maar niemand het my hande opgelê nie, en so is hulle elkeen gevul met die Heilige Gees, en hulle almal het die spreuke in tale beleef, maar wat ek nou nie vir jou vertel het nie, is ek het nie vir jou vertel wat daarna gebeur het nie. Nadat ons dit gedoen het, ons het altyd die tienergroepies het by mekaar gekom voor kerkdiens, en ek onthou dat in
in daai oomblikke, terwyl ons toe nou so gebid het, het daar tussen dit en die kerkdiens, het ek nie weer met iemand gepraat nie. Ons almal, al daai tieners, was almal net besig met die Here, en ons het almal net aangehou om hierdie gebedstaal te hê, wat jy so net bid, en ek onthou, ek het oorgestap van die saal af na die kerk toe, en ek het in die kerk gekom, en ek het my Bybel gaan neersit op 'n plek waar ek wil sit, en hierdie een vriend van my het langs my kom sit, en ek het nog so in tale gepraat, en die volgende oomblik sê ek vir hom, ek wil vir hom sê, maar kom ons skuif bietjie plekke. En ek weet nie, ek sê vir hom dit, kom ons skuif bietjie plekke. En hy het my met sy groot oë aangekyk, en hy het vir my gesê, rarig. En ek sê, ek weet nie eens wat ek vir hom sê nie, want ek is nie, en ek staan op, en ek stap vorentoe, en ek gaan sit bietjie verder voor in die kerk, en ek kom sit langs my, hy kom sit, en hy sê, Gerrie, weet jy wat het jy nou vir my gesê? Ek sê vir hom, ja, weet jy wat ek nou vir jou, hoe bedoel jy? Ek het gesê, kom sit hier voor. En hy sê vir my, jy het nou nie vir my gesê, kom ons gaan spring vanoggend voor. Kom ons gaan spring vanoggend voor. En ek sit dan en ek besef, hoor jy, maar dit was die eerste woorde wat uit my mond uitgekom het. Kom ons gaan spring vanoggend voor. En ek onthou daai tyd was die kerk waar ons was, baie dierbare kerk, maar hulle het 'n klomp baie ou liedjies gesing. Nou as ek nou sê ou liedjies, en as ek julle nou vertel, wat is die liedjies wat toe nou net was, want daai tyd dan nie ook nou sê, okay, dit is ook nog wel oud, nou. Dus so oud dat jy eers weet wat dit is, maar ek onthou daai oggend, hulle het altyd seker ou liedjies gesing, en ek sê toe vir die Here, ek weet, hierdie gemeente het nog nooit, daai jare was daar liedjies geweest, Church on Fire, wie van julle ken Church on Fire? Ek wil net voel, ek is nie aan jy nie. Sê gou 'n bietjie Church on Fire? Ja, sê gou 'n bietjie Church on Fire? Dan sê Church on Fire was daai tyd 'n groot song. Daar was 'n ander liedjie wat gesê het, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Ek onthou ons het dit daai tyd gesing. En ek onthou, ek sê ons en ek sê, Here, ek weet nie wat nou hier aan die gang is. I don't know what is happening. Maar as dit is dat u wil hê, ek moet daar voor gaan spring, wanneer hierdie kerkdiens nou begin, dan wil ek vir u vra, asseblief, help my net met die musiek. Want dit is baie nou goed. Hulle sing nog Amazing Grace, en ek weet nie wat alles. Ek sê, Here, so dit is die enigste manier, en ek het eintlik gedink, is my cheat code om daar uit te kom, dat ek nie daarvoor iets moet gaan doen nie. En dit was my enigste manier, wat ek dink, okay, nou gaan ek uitkom uit die eenheid, ek sê, Here, so as dit so is, dat u die een is, want nou sê ek moet voor in die kerk gaan spring, en dans, en juig voor, en nou, ons het seker banke gehad, dit was seker 4 afdelings van banke, en almal het van almal gekyk, en dan was al voor, was ons so oopspot, sê ek, Here, so as dit van u af is, dan sê ek vanoggend vir u, mag hulle die eerste keer dan in hierdie kerk, sy geskiedenis, Church on Fire sing, en het maak sommer 'n lysie, ek sê, Here, dan moet dit die eerste keer, as het Church on Fire sing, dan die eerste keer wat hulle sing, I went to the enemy's camp, en die ander liedjie wat daai tyd in was daai, look what the Lord has done, kan julle hom, he healed my body, he saved my soul, was die ander liedjie, en ek onthou, dat ek spesifiek vir die Here dit sê, en ek dink, nou is ek op die boek, daai oggend stap, die worship team van agteraf in, en daai oggend sing hulle al 3 daai songs, net so, woord vir woord, eerste keer in die geskiedenis van my kerk, en toe die eerste lied begin sing, toe weet ek, nou, is die oomblik, I don't know what it is, but I'm gonna do it, en ek wil voor gaan staan, en ek het my eers net saggies begin, maar jy weet maar net, look wat, en ek het net probeer sin maak van hierdie ding, maar die volgende oomblik, toe kry ek myself, en toe begin ek maar 'n bietjie draai, en toe begin ek 'n bietjie in die rond te draai, en ek is die enigste een al voor in die kerk, en ek het gedink, dat ander mense gaan daar my wil join, maar dit vir my voel soos hy leeuw oomblik, niemand anders wil my join nie, dit is soos hy rugkrap oomblik, jy weet, die liefst wou heel met rugkrap, maar niemand het ruggekrap nie, en ek is in haar bidding, en ek raak vir 'n oomblik so verlore in wie die Here is, en ek dink, dis
dis 'n ou se begeerte, is dat ons net verlore raak in wie God is. En wie hy is, en ek, vir 'n oomblik, ek wil vir jou sê, daar kom 'n stadium, wat as almal so vir jou kyk, wat jy kan nie meer jou ego verdedig nie, teen wie verdedig jy jou ego? Dis die en dan is daai en dan is daai en so jy verloor jouself in 'n oomblik, en ek onthou, het ek gedans daai oggend, en hoe het ek in die rondte gedraai, en hoe ek so net die belewenis gehad, van wat die Here van my gevra het om in daai oggend te doen. It's a wild reis, saam met die Here. En ek's net special nie, maar ek onthou aan die einde van worship, toe ons aan die einde is, het ek ook nie regtig geweet wat om nou te doen, moet ek nou gaan sit, of wat moet ek nou doen, en ek het so na die kant toe beweeg, en ek onthou die pastoor, juist daai pastoor onder wie ons groot geworden het, hy was eintlik baie groot herder, hy het nooit woord gegee vir enige iemand nie, maar hy het opgestaan daai oggend, en hy het gevra dat ek al voorkom staan, en hy het daai oggend vir my woord gegee, en hy het daai oggend vir my gesê, dat die Here roep jou na die bediening toe, en hy het gesê, en hierdeur gaan jy sien hoeveel jong mense Jesus gaan volg. Die volgende oomblik te maak hy uitnodiging na die kerk. Die volgende oomblik is die hele voorkant gepak met kinders en jong mense, wat hy ook sê, ons aanvaar Jesus. En waar begin, deur 'n ou wat so net gedans en gejuig en gejubel, partykeer moet ons net so net engage in die oomblik, en wie hy is, en dis hierdie divine dance, en ek wil jou regtig vanmôre aanmoedig, asseblief, ek het gisterand ook vir jou gesê, onthou, bly jouself, maar moenie jou ego plek. Ek dink dis wat die Here wil doen. Sy wil my en jou wegvat van ons ego. He hovered over the face. It's nowhere. Dus partykeer is dit deur mekaar vir jou. Partykeer dan voel ek vir jou, dit maak nie sin. Nou kom ek vertel net vir jou vinnig so dat jy kan weet, sommer net in jou algemene lewe, want nou dink jy, so wat jy ons aanmoedig is, jy gaan nou vir Enrico vorentoe roep, en nou gaan ons nou 'n paar dansies moet doen, wat dink jy? Moet jy ons met 'n paar dansies doen, maar ek wil vir jou sê, dis juist, dis daai wildness van die stap saam met die Here en gehoorsaamheid. Ek onthou, 'n paar jaar later sit ek onder 'n boom, en ek bid so, en ek sê, Here, ek het so begeerte om net iemand te bedien, maar ek is op so 'n kampterrein, so daar's niemand naby aan my nie, maar ek het my selfoon by my, en ek sê, Here, gee my net iemand vir wie ek kan bedien. Ek gee nie om nie, random, ek wil sommer net vir iemand sê, U is lief vir hulle, en hier, I kid you not, once in my life, dit het nooit weer gebeur nie. Toe ek afkyk op my selfoon, toe is daar 'n selfoonnommer op my foon, wat ek nie ken. Toe weet ek, okay, I've got to do something. So ek het nie eens geweet wie sal antwoord nie, en ek het op die ander van die dag daai nommer gebel, en iemand aan die ander kant van die land het opgetel, en toe sê ek vir hulle, ek gaan met jou die weerse ding deel, wat ek nog ooit in my lewe gebeur het. Maar ek wil net vir jou sê, hoe dit gebeur het, ek het gebid, en ek het by so gesit, en hier is hierdie nommer op hierdie foon. En ek het net een opdrag, ek wil net vir jou sê, Jesus loves you. En skielik het die persoon net begin huil, en net die ontmoeting wat hulle gehad het, wat onbeskryflik is. En ons baie keer sulke goeders, en ek wil vir jou sê, so moenie net by een storie vashak nie, dis ek wil vir jou sê, ek dink die Here wil soveel meer doen. Dit is my so mooi, in die Bybel kry jy 'n man met die naam van Bezaleel. Weet jy of jy al gelees het van Bezaleel nie? Bezaleel is in Exodus, en die Bybel sê, die Here sê vir Moses, ek het vir Bezaleel met my gees bekragtig om die mooiste en die wonderlikste en die grootste goeders te skep met sy hande. Dit is kragtig met die gees. Ons moet nie onsself beperk met wat die gees van God wil doen. Ons lewens. Kom ek vertel julle net die laaste ding, so net juist hierdie naweek dalk hierso, en nou wil ek gou vir jou vinnig vertel, net vinnig vertel. Wat het gebeur jy hierdie naweek nou hierso is? Partykeer is dit net die klein, fyn goedjies wat gebeur. So laas jaar is ons in 'n tydperk van bediening, en ons het my vrou het 'n vrouefunksie aangegaan, en so, en
na die vrouefunksie, en nadat daar klomp goed is wat gebeur het, beleef ek hier so aan die einde, in die begin van September, een oggend, sommer net in my stilword of in my stilword tyd, beleef ek dat die Here vir my sê, julle het 'n breek nodig, jou vrou het spesifieke breek nodig, breek weg. Nou ek kontak vir ma en pa, net daarna, en ek sê vir hulle, kan ons maar net vir 'n paar dae plek toe kom. En ek het hulle toe gevra, ek het eintlik my vrou surprise, sy en die kinders nie geweet nie. Hulle het gedink ons gaan iewers badplaas toe of somewhere. En ek het die aand voor die tyd, moes ek vir hulle verduidelik toe, hulle nou wil weet, ek kan nie hulle fietsen insit, maar ons gaan hulle vlieg. Maar ek het hulle toe surprise op die oomblik en vir hulle gesê, ons gaan plek toe vir 'n paar dae, en ek het toe nou sommige kaartjies geboek, want dit is wat ek gevoel het in my gees wat ek moet doen, en terwyl ons hier na toe vlieg, en dit is al baie jare wat ons ook in plek kom, en terwyl, ja, al die jare wat ons hier so kom, dan gaan draf ek altyd soms so in die strate, en is my lekker om van alle angles af, en vir die laaste 10 jaar omtrent, bid ek regtig oor, hoekom staan nie 'n Afrikaanse Pinkster gemeente in plek nie? Hoekom staan nie 'n AGS kerk nie? Hoekom is dit nie hierdie, en juist laas jaar, iewerste, dink ek het ons met pa maar gepraat, toe sê hulle, hier is 'n oomie wat hierdie kerk begin het. Hier is 'n oomie wat hierdie kerk begin het, oom Bennett. Ons sê, ek en Enrico het gister aan vir julle gesê, ek en hy agree dat oom Bennett lyk nogal soos daai oomie van Up, die movie Up, dit is 'n sweet oomie, maar terwyl ons afvlieg, sonder dat ek enigstens verder gedink het, omdat ons bid maar net vir plek, ons bid net dat die Here iets moet doen, beleef ek op die vliegtuig, dat die Here my gees het, maak net kontak met hom nie, maak net kontak met die iemand. En toe ons hier geland het ons kontak met hom gemaak, en my hart is regtig net om hom te bemoedig, en ons het by hom koffie drink. Denk iemand my nou iewers oor die naweek gevra, hoeveel jare kom jy nou by nou saam? Ek lees vir jou, September laas jaar. Maak net kontak. En ons het koffie gedrink, en toe het my gevra om te bedien die Sondag. En ons het bedien die Sondag, en toe het hy my weer gevra op die stadium, as ons Desember dalkie verbykom, en natuurlijk, soos ouers hier, as jy weer wil bedien, en ons het weer bedien. Het is nog nie eens 'n jaar nie. Nou daarby, probeer ek nie vir myself 'n pad oopkry nie, ek probeer vir jou iets sê, van God se stem in 'n oomblik. Jy sit vanoggend in hierdie gebou. En weet jy, die enigste manier hoe dit gebeur het, is dat ek op 'n vliegtuig sit en voel. Jy moet iemand bel. En as jy volgende nie. Kan jy dink hoe God se gees werk? Rico het so 'n paar jaar voor dit, hulle beleef dat hulle iets wil kom release in plek. Span julle wat daar betrokke was. Nou ons het nooit die prentjies by mekaar gesit nie. Maar hulle het net gevoel, we gaan iemand bel. Dan vir iemand sê, hoorie, kom ons release iets in plek. Dis in die eenvoudigste, kleinste goed. Die Here kom, met ons kom werk. Dis waar jy nie ook so met iets een beetje vooruit kom. Ons gaan net vir 'n oomblik, wil ek jou net nooi. Ek weet, God is besig met iets plans. En jy dalk oor hierdie naweek klomp goed gekry, klomp goed wat jy dalk aan dink. En maar ek weet dat dit wat die Here met jou besig is om te doen, is baie groot as dit. En ek wil hierso afsluit vanmôre. In die volgende vers in die Bybel, Genesis, sê dit so in Genesis 1 vers 3, sê en God het gesê, laat dit lig wees. Miskien het jy woord gekry by die naweek, miskien het jy al voorheen woord gekry in jou lewe. Maar ek wil hier afsluit en ek wil vir jou sê dat as die Here iets gesê het, dan gaan hy dit doen. Wat maak jy nou met daai woord? Maak jy nou met daai woord? Hou daai woord.
daaroor in 'n gemeenskap van gelowiges. Ons het genoeg tyd om nou praat, maar die vroeë kerk het dit gedoen. Hulle het gevoel die Here sê iets oor Paulus en Barnabas. En toe wat hulle toe, die Bybel sê nou nog vas en dan nog gebed, toe hulle uitgestuur. So moet asseblief nie nou net gaan en met wild gaan net op jou eie woord nie. Kom volgende week terug. Kom op Vrydag aand terug. Kom wat mense saam met jou bid en vir die Here vra. Maar God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Nou ek wil jou net gou dit kom sê, ek weet nie of jy dit weet nie. Maar as jy dink aan daai eerste oomblik het God geskep het, die aarde en het alles gemaak, né? Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar op hierdie huidige stadium beweeg die aarde op sy eie as teen 1600 km/h. So as jy dalk nou moeg is, het dit niks met my te doen nie, dis omdat jy baie vinnig getravel het in die laaste. 1600 km/h op sy eie as. Die aarde beweeg teen 107.000 km/h om die son. Dis hoe ver hy nou beweeg. Dis hoe groot hy nou beweeg. Teen jou, dit beteken dat as jy dit saamvat, net in 'n dagse tyd, beteken dit dat die aarde het beweeg, sy travel om die son, vir 2.586.000 km. Dis vir die aarde travel. So ja, jy kan maar moeg wees, dis okay in my permissie. Hulle sê, Kelbos dink kraai en Afrikaners vat nie middag slaapies nie. Ons mag ons nie sê ons is moeg nie. Mag ons nie sê ons moeg. Hoekom sê jy daai vir jou? Dit voel nou so left field, waar kom jy daar aan Gary? Random vertel jy ons vir die aarde. Ek wil vir jou sê, die eerste woorde van God was, laat daar lig wees en daar was lig. En ek wil jou sê, tot vanoggend toe wat ek opgestaan het selfs net die eerste woorde wat God gespreek het, nog steeds is het besig om in vervulling te kom. Nog steeds. Sy eerste woorde het nog nie eens gestop. Sy eerste woorde is nog steeds besig om in vervulling te kom. Volgens die son opkom, is ons nog steeds besig om teen daai spoed van lig te beweeg, soos wat hy in die eerste oomblik het gesê. Ek wil vir jou sê, God is nie 'n mens dat hy sal jok nie. As hy iets van jou gesê het, of as hy iets van jou gespreek het, gaan hy dit in vervulling bring, met maak nie saak wat nie. Hy gaan dit in vervulling bring. En dis wat hy vanmôre sommer vir jou wil. So, jy vra staan saam met my vir hom. Let us become more aware of who you are, Lord. Die grootheid, die almag, die grootheid, die almag. Eer. Wil jy nie net daar waar jy staan en vir 'n oomblik sommer net met hom begin praat nie? En dan moet ek jou vra, terwyl jy met hom praat, wil ek jou vra, doen 'n bietjie ietsie anders met jou liggaam as wat jy voorheen gedoen het. As jy iemand is wat jou hande in die lug steek, baie gemaklik, dan wil ek jou vra, miskien moet jy nou kniel vanoggend. As jy iemand is wat al baie maklik kniel, dan wil jy vra, miskien moet jy jou hande in die lug steek volgend. Maar doen 'n bietjie ietsie anders. Kom ons breek 'n bietjie uit jou ego uit. Breek 'n bietjie uit daai worry oor wat jy ou langs in jou lig, hoe die ou langs in jou voel. En as jy in die ronde met tol om dit te doen, dan doen jy dit. Tol in die ronde, maak nie saak nie, maar weg van jou ego af en laat toe dat die Gees van God en wie hy is, vanmôre net met jou kom werk, met jou kom praat, met jou kom deel, soos wat hy dit wil doen. En ek bietjie ietsie anders. As jy iemand is, wat met jou hande in jou sakje staan, of hulle van hulle het so te doen, miskien moet jy dan weer dit doen. Doen iets wat sommer net jouself bietjie buite jou hand af. En kom ons verloor onsself vir 'n oomblik nie in selfbewustheid van onsself nie, maar in Jesus bewustheid, 'n koning bewustheid, 'n Dawid wat koning gesalf is. Hy het vir die ark uitgedans, dis die beste manier om te sien. En vir 'n oomblik het hy gesê, ek gee nie om oor my koningsstatus nie, want daar is 'n koning bo alle konings. En vir hom, I will become even more undignified than this, because look what the Lord has done in my life. Here ons loof. Here om nie al waar jy is, sommer met jou eie stem, met jou eie woorde, kom ons loof en vir 'n oomblik, loof